All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my Our Vader, alle lof, eer en heerlijkheid die kom, Vader. U is heilig. Net U is heilig, Vader. Dankie Jesus dat U aarde toe gekom het. Dankie dat U gekom het en gesê het, U is heilig soos ek heilig is. Vader, ons loof en ons eer U vanoggend, God. Dat elke siel wat in hierdie plek is vanoggend, Vader, wat sukkel met jukke, Vader, dat ons vanoggend vir U kan gee, klaar kry met die verlede. Dat ons weet, Jesus, U is gister, vandag en môre, U is altyd dieselfde. Dankie dat U beskik het, Vader, voor die grondlegging van die wêreld, dat U geweet het vanoggend staan ons hierso, Vader. En ons kom in nederigheid voor die God, want ons weet, ons kan net in U roem. En ons wil net in U roem, Vader. Uit ons eie kan ons niks doen nie. Heilige Gees, wees vaardig oor elkeen van ons, soos U vaardig geraak het oor Samson, wat U om die vermoë gegee het om jakkals by mekaar te maak, om 'n esel skadebeen te vat en 1000 te dood. Geef vir ons dat ons weet, U is die autoriteit in ons, dat ons loop met Christus, soos Jesus sê, alle mag in die hemel en op aarde sal my gegee. En dat elkeen vanoggend het glo, dat die mag van Christus Jesus in my en jou is vanoggend. Dat ons sal loop, nie aan skouing nie, maar net geleid deur die Gees van God. Dat ons hier sal aanbid in gees en waarheid, net in gees en waarheid, net uit ons eie uit nie, net U wat in ons is, U wat deur ons beweeg, U wat met ons werk, in ons werk en deur ons werk in hierdie dag. Dankie vir die woord wat uitgaan in hierdie oggend, Vader, dat ons weet, dit word deur die Gees geïnspireer, en is die Heilige Gees geïnspireer. Dankie dat Morney se lippe sal wees soos die van 'n vaardige skrywer, soos die psalmdigter dit skryf, Vader. Dankie God, dat elke noot wat gespeel is, elke woord wat gesing is, mag dit aanneemlik wees vir U, God. Dankie Jesus Christus, dat ons nie net vanoggend hier is om die sitplek te kom warm maak nie, maar dat ons hier is om te hoor wat U vir ons sê deur die Gees van God. Dankie dat dit oor U gaan en niks oor ons gaan, die Vader. Dankie vir U waarheid. Die woord sê, Paulus skryf het so mooi, Galasiërs 5, wat hy sê, die wat deur die Gees van God gelei word, volbring nie vleeslike werke nie. Ja, Jesus, dankie dat ons vanoggend kan weet dat U vrug sal sigbaar raak. En dankie dat ons sal weet, Heilige Gees, dat dit oor U gaan. U is die wysheid in ons. Niks is ons nie, net U is dit. Dankie, ons eer en verheerlik U vanoggend, dat elke juk sal breek in die dag. En dat ons die juk van Jesus sal vat, wat nie vermoeiend is nie. Wat nie vermoeiend is nie, Vader. Dat ons hierdie pad kan uitloop, dat ons kan asemhaal, dat ons hier kan aanbid soos geliefde kinders, en kan weet, dat U bloed Jesus, het alle sondes en alle ongeregtighede afgewas in ons lewe. Dat ons sal bly getuig van U God, en nooit ons lewe sal lief en dood te nie. Ons prys U naam, dis 'n opgewonde tyd om te lewe op hierdie aarde. Wow, dis 'n opgewonde tyd. Ek geniet dit. Met my hele hart geniet ek dit, Vader, om te lewe op hierdie tydperk. Dat U beskik het dat ons hierdie tydperk U mag wees. Vader, hulle wat foute maak, God, dat ons U sien, nie die mens nie, Vader. Dat ons U woord hoor in ons harte. Dat ons weet U oortuig ons van sonde, geregtigheid en oor die Heilige Gees. Hoekom van sonde? Omdat hulle nie in Jesus glo nie, sê die Heilige Gees. Kom ons glo vanoggend in Jesus. Elke oomblik vorentoe in ons lewe, dat ons ophou terugkyk en vorentoe gaan. Die hand in die ploeg slaan, dat ons fokus vorentoe het Jesus Christus. Maar dit gaan oor U. U het alles volbring aan die kruis. Ons hoef niks te doen, net te glo in U en dit te doen. En ons verheerlik U nou, want alles, U is Immanuel, God met ons. U is die Alfa en Omega, die begin en die einde. U is die rots, U is die blinde môrester, Vader. Ja, halleluja. U het alles gedoen vir ons. U was vermin vir ons. U was onherkenbaar geslaan vir ons, sodat ons vanoggend hier kan staan, vry van die verlede, sodat die toekoms kan ingaan met blymoedigheid, dat ons lewe in oorvloed kan hê, soos Jesus vir ons gee in Johannes 10:10. Ons dankie en ons verheerlik U nou daarvoor. En ons verander alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Jo, wat 'n wonderlike voorreg om voor in die huis van Here te wees. Is julle opgewonde? Is julle happy? Okay, want as jy dit nie goed gaan met jou nie, dan ek weet niks is perfek nie, maar hy's perfek.
En omdat hy perfek is, kan ons besluit maak om te sê, weet jy, te midde van my omstandighede, die storms wat ek deurgaan, God stays and He is good. Amen. Amen. Hier die Here wil vir vanmorgen. Halleluja. En maak ons dit net geniet. Maak ons dit net ten minste geniet. Halleluja, daar sê hy. Julle vanoggend, oom Piet, kan ek vir my kort geleentheid gou gee, want ek moet gevra om iets te sê. Ja. Ok, is terug, ek moet gou iets deel met die fellowship asseblief. Maar dit is net 12 seconde, so. Dis het. Asseblief. Baie dankie vir die geleentheid, Molijn. Baie dankie vir die geleentheid, jullie liewe vriende. Ek het iets om van julle te sê vanmorgen. Ek wil net 'n vraag vra. Julle het allemaal al gehoor, by 'n mannekonferensie is daar gebid vir siekes en so aan. Nou hoor ons dat het gezond geword, nee. Nou ek wil vanmorgen, moet ek getuig. En ek wil vir julle baie dankie sê, vir julle gebedes wat opgegaan het vir my. Julle allemaal weet natuurlijk, ek het so 'n bietjie die dikdarmpie probleem. Hy was baie geswel, en hy het nou gesak. As ek dit nie kom getuig vanmorgen nie, gaan ek skuldig staan voor die Here. Amen. Dat ek dit nie gekom sê het nie. Daardie ding wat ons hoor, dat mense by 'n mannekonferensie gebid het en mense het gesond geword, wie van julle glo dit regtig? Daar sê baie dankie. Baie dankie. Daarom staan ek hier vanmorgen om dit vir julle te sê. Ek sê baie dankie vir jullie orkest of sangers van ons wat hier so gesing het. Ek het nie die regte woorde nie, maar weet julle, daardie woorde wat hulle gesing het, dit pas so mooi in by wat ek vanmorgen sê. Soos wat ons hier so sit en ons luister na daardie woorde, maak dit regtig saak in jou hart en in jou lewe. Ek sê vir julle baie dankie. Lekker dag verder. Baie dankie, Piet, baie dankie. Ons is saam met hom bly, krag van gebed, krag van eenheid. Ja, julle, vanoggend gaan die woord oor die krag van liefde. En ek weet of julle kan onthou nie, van julle wat seker onthou, ek dink dit was laas jaar of so, die Here my ge-challenge met 'n ou 80s liedjie wat gegaan het, I wanna know what love is. Ja, en hy song met my net gebal, want weet, daai tyd het ek nog hare gehad in die 80s. En ek is aansienlik mooier as nou. Kyk, en ek is nou mooi. Amen? Jy is so mooi, man. Hey, weet jy, jy is pragtig. Jy is perfect geskapen in Godse beeld. Amen? Amen. So kom in jouself. Ok, asseblief, kom in jouself. Jy is pragtig, jy is beautiful. En vanoggend, jy weet, ek sit so en ek kyk gaan so weer deur my notas en kom het weer by my op. Ek kan nou weer 'n preek maak oor vanoggend se boodskap. Jy weet, want tannie Jennifer Rush, what stirs in the morning of love is redeeming. Weet nou. En toe kom tannie Celine Dion, is om 'n bid vir haar ons regtig so bidval. En toe ek nou so 2-3 jaar terug sit by Hartenbos of Mosselbaai en ons is lekker op vakansie, toe hoor ek toe iemand om gaan staan en mix. Weet nou. Ek staan en jy gaan die kopie, weet. Jy gaan die kopie. Yes, maar jy is geskokkies van julle wat direct geskok is, dat die pastor die voorstander het geniet. Ek geniet het. Ek luister nie permanent in my kar of so nie, maar jy sien, dit is 'n lied, man. Waar kan mens lig skyn as jy nie deeltyd is in die lig is, of die duister is ook lig skyn, hè? En, hoor nou, amen. En, jy weet, in volgend sit ek kyk na die krag van liefde, the power of love, en daar is 'n song wat wereldwyd bekend is. Maar kom ons moet kyk wat sê Abba Vader, ons koning Jesus, soet Heilige Gees in sy woord, as hy praat van die krag van liefde. Die eerste skrif wat ek wil lees, en al my quotasies gaan lees uit die 53 vertaling, en dan gaan ek ook die Amplified lees. So die Afrikaans sê in 1 Johannes 4:12, 1 John 4:12, 1 Johannes 4:12, hy sê, niemand het God ooit gesien. As ons mekaar lief het, hoor nou eens, as ons mekaar lief het, bly God in ons.
Kan ons net so 'n bietjie Selah daarso? Ek het baie keer het jy al gelees in die boek van Psalms, dan skryf hy Psalmdag, dan skryf hy Selah. Selah beteken, let's just hover, let's just hang in this moment, and let it just sink in. En die insinking wat plaasvind is in die gees. Dis nie iets wat jy hier jou sy eie emosies en goedjies moet probeer uitsoek, dis jy hang in daai gedagte van as ons mekaar lief, dan bly God almagtig in ons. En sy liefde het in ons volkome geword. So he gives you the ability to love with his love, and it's perfected. Julle, net op grond daarvan kan ons huis toe gaan. As daai revelation, as die lig nie aangaan in jou lewe om te hoor wat die woord sê, hoor hoe mooi sê Amplified dit vir my sê, no one has seen God at any time, but if we love one another, we listen to this, with unselfish concern. Wat is een van die goedes wat ons mee sukkel in ons lewe is pride. As ek kan kom in die plek van dit gaan nie oor hoe ek wil lief hê nie, maar die ability wat hy my gee om alle mense lief te hê. God then abides in us, and his love, listen to this, the love that is his incense abides in us, and is completed and perfected in us. Vandag wil ek met jou praat oor die grootste krag wat God vir ons as sy seuns en dogters gegee het. Ek wil dit weer sê, as sy seuns en dogters. Want weer eens hierdie naweek het ek weer eens gesien dat mense nog steeds vasgevang is in die plek van performance. Hoe meer goeders ek reg doen en hoe minder ek sondig, dan is ek net meer aanvaarbaar vir God. Glo baie kinders van die Here, ek dink eintlik die meerderheid van hulle glo dit. En ek sê dit nie dat jy moet kom op 'n plek vandag dat jy sê, weet jy wat, ek gaan nie meer in goeie werke glo of so nie. Goeie werke kom natuurlik uit jou uit. As jy die lood is en jy's ingeplant in Christus Jesus, kan daar net niks anders uit jou kom as goeie werke nie. Amen. Dis nie iets wat jy bedink nie. Amen. En iets van die stupid goed wat oor my gebreed is stupidity, want ek nie geweet op identiteit is nie, het ek gegaan en ek weet ek wil op tone trap. En ek het geglo dat Here vandag gaan ek 'n werk opgelees het Galasiërs 5:20 of 21 wat praat oor die vrug van die Gees. Dan sê ek vir myself, vandag gaan ek fokus op liefde. En dan volgende week, hierdie week wat dan kom, gaan ek glo in faith, geloof. Dan die ander week op hoop, en dan op al die goeders. En weet jy wat gebeur? Ek probeer dit, fokus om dit uit te lewe en raai wat, my wiele kom af. Want sodra ek dink, yes, you know, I just spent love with you. I've just spent time with love himself. It's Jesus. I was in my inner room. Ek het tyd saam met die spandeer. Ek het tyd saam met die getabernakel. Ek is so vol van die liefde van Jesus. En ek kan, al wat ek moet doen is net uitgee. Die volgende oomblik sê iemand iets of iets gebeur met my op die pad of iets gebeur en dan voel ek afveilig. Because the focus is on the works instead of on him. Die liefde wat ek het vir hom. Niks hoef jou nie te doen, niks hoef sy te doen, dat ek al meer kan lief hê. En dis my skrale 34 jaar tot saam. Maar weet jy wat, sy het nog steeds die ability, ek het nog steeds die ability, om 'n streep hieruit te trek, en sy kom dan met konfront en sê, dis klaar, dis voorbij. Ek soek nie meer my man nie. En ons is 'n verbond van God. Sy het beloof vir die kerk, ek het beloof vir die kerk so mekaar lief hê in goeie en slegte tye. Maar sy kom en sy sê my Engels jammer, of nie meer Engels nie, anders is het moeilijk op my. Sta. Ek sê, waarvan praat jy? Sy sê, dis gone, is voorbij. Sê my die veel. En weet jy wat, ek voel daar my hele lewe sak in mekaar. Maar kom ek sê vir jou vandag, en miskien moet dit net vir jou openbaring word, dat ons, Abba Vader, sal dit nooit doen. Al gaan ek hier uit, ek word die grootste verkreeksverkragter, kindermolesteerder, moordenaar, ek hardloop, en ek skryf sataniese tekens teen elke kerk, ek vloek God self, ek doen die haatlikste goed wat daar is, en in een oomblik voordat ek sterf, val ek op my knie, en ek sê, ek kan nie glo wat ek nie gedoen het,
Ek kan nie glo nie, ek het satanies teen gedraai. I hated you, Lord, but I come in this moment of weakness. Weet jy wat kyk hy? Hy sien nie net my trane nie, hy sien my hart. You know what he does, Victor? He's a loving father. En dan ons kom en sê, Here, as dit moontlik is, sal jy my asseblief vergewe. Weet jy wat doen hy? Hy kom, en dit is iets wat ek moet sien in my een oggend in my teenwoordigheid saam met hom, wys hy vir my, sê, my kind, as ek na jou kyk, ek as Abba Vader na jou kyk, weet jy hoe sien ek jou? En iemand moet in die hoofdoggend, want jy lewe nie oorwinning nie. Amen. Oorwinning is nie miljoen in jou rekening nie. En oorwinning is om te weet, ek is in hom en hy is in my. Abba Vader wys my, sê my kind, weet jy nou, jy het fout gemaak. Maar weet jy hoe sien ek jou Morney? As jy het met jou mond my gelei, jy het gesien, jou hart is jy nie vir my. When I look at you through the eyes of my son Jesus, through his hands. Sy deurboorde hande kyk hy na ons. Jy kan niks doen, dat God 'n streep deur jou trek. En op grond daarvan gaan jy kom op 'n plek in jou verhouding met hom, dat jy sê, ek wil nie meer sondig. Nee, ek kan nie meer sondig nie, ek wil nie meer sondig nie. Liefde is nie 'n emosie of 'n gevoel nie. Dit is die aard en die wese van wie hy is. Wanneer ons in liefde wandel, weerspieël ons sy hart aan die wêreld. You'll be known by what? By the fruit that you bear. 'n ware verhaal van liefde gaan oor in die 1800s oor 'n man met die naam van Henry Morehouse. Hy sê hy het baie huise gehad. Ek weet ook die waarheid is, maar as die revelation wat ek gekry het. Hy het baie huise gehad, okay? Henry Morehouse, 'n jong Engelse prediker in die 1800s. Hy kom Amerika toe, God stuur hom. Hy gaan Amerika toe. Hy kom by Dwight L. Moody uit, one of the true warriors of Christ. Manne wat die undiluted truth gepraat het, en gekom en gepraat oor liefde en oor die woord lief gehad. Maar weet jy wat, hulle het altyd geleentheid gegee dat mense kan draai na Jesus toe. Altyd geleentheid geskep. Moody was baie heilig gewees toe hom die eerste keer ontmoet, want Mr. Morehouse kom na hom en hy sê nogal vir hom, Mr. Moody, I'm here all the way from where I live, from my country, but I need to be obedient to the Spirit of God. I need to bring a message. En Moody sy kerk is vol, hy is besig met 'n verskriklike revival diens daarso, dat 'n revival tydperk in sy gemeente. En Moody was baie huiwerig, maar sê toe vir hom, ek sal instem dat jy een aand kom en die evangelie deel wat God op jou hart gesit het. Daardie een aand het 7 aande geword. En elke aand het Morehouse net gepreek oor Johannes 3 vers 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Vir 7 aande. En elke aand het die plek voller en voller en voller geword. Jy sien, ek lees hom vir jou graag in die Amplified. For God so greatly loved the world. He greatly loved and dearly prized the world, that he even gave his one and only begotten son, so that whoever believes in trusts in him, the Savior Jesus, shall not perish, but have everlasting life. Hoor hoe mooi sê die, hy het nie gekom en oordeel, of vrees, of veroordeling verkondig nie. Hy het God se liefde verkondig. En dit het mense se harte verander. Vir my en jou as kind van God is liefde die grootste krag wat ons het in die koninkryk van God. There's no greater love.
Want as jy waarlik lief het, raai wat gebeur, dan gaan dit oor, goddelike liefde, gaan oor na aksie toe. Amie bel my vanaand, ek kan dit nou vir sê, as my sussie, Amie bel my vanaand, jy's môre, ons het hier die regtige situasie, weet jy wat, Frans het 1,8 miljoen rand check het nie deurgekom in die maand nie. Weet jy wat, ons sit net vanaand, ons het net die kos ons huis nie. Kan jy help asseblief? Wat het jy voor? Kan jy help asseblief? My liefde, die ability wat ek het, eerst moet ek doen, is gevang my foon, ek gaan goed by barbecue, ek, oei, jemel, ek en Johan het net 5 grand oor vir die maand. Weet jy, Amie, ek gaan soms met jou bid op. Goddelike liefde, weet jy wat doen dit? Terwyl sy dit vir my sê, gaan my hart dadelijk, ek moet haar help. Gaan nie oor of ek 5.000 rand of 500 rand of 5 rand het nie, ons moet help. Want hy geef jou die ability om te gee. En weet jy baie dit al my gebeur het? Hoor mooi vir my. Dat mense kom en vra vir hulp. Dan is ek nie in 'n posisie om daai persoon nou te help nie. Raai wat gebeur het? Hy sê vir my, Heilige Gees, what about the body of Christ? Amen. Dan wys hy my 2, 3, 1 persoon, 2 persone, 3 persone. Luister ek 'n situasie met die mense wat in hierdie situasie nou is daar enige moontlikheid dat jy kan help, ja of nee. Boeta, jy gaan my nie glo nie, nee. Ons besigheid byvoorbeeld, wat 'n voorbeeld of ek nie afraad. Jy gaan nie glo ons besigheid, ons sit by die stadium met addisionele fondse wat losgekom het, ons het 'n nuwe tax return gekry wat ek nog wees. Boeta, ek weet om my finansies te doen, dankie jy my laat weet het. Hoor nou, brother, doen my 'n guns. Hier is die mense se rekeningnommer wat ook al God op jou hart sit. Saai dit maar daar as jy wil. Hoekom dink jy doen ek dit so? Hoekom dink jy doen ek dit so? Hoe Here my dit so te doen? Hulle het al mense hierso vreek vermaak om bedien hierso 'n paar jaar terug. Hy loop hier uit. Iemand kom na my toe sê, "Kan ek asseblief sy rekeningnommer kry?" Ek sê dis reg. Daai persoon gaan en betaal 'n astronomiese bedrag geld in ons rekening, maar die reference, ek sê vir asseblief, sit weet gelukkig, ek ken die mense, en hierdie persoon gaan en sit die bedrag in plaas van in sy rekening, betaal het in ons rekening, ons kerkrekening. Toe daai geld inkom, en ek en jou nie sien, daar is al verwysingspreek, sê ons onmiddellik vir mekaar, wat is die regte ding, nie om môre te doen, om nou te doen. Dis nie ons geld nie, betaal het onmiddellik oor. Hoekom? Want iets kan gebeur in hom by, something just happens, weet jy wat, ek gaan net gou hier, ekstra draak, net gou vat, en ek net môre terug sit of so. Nee, dis nie ons geld nie. Behoort nie aan ons nie. Dis godly wisdom wat hy mens gee, want onthou, in Mornys se lewe 25 jaar terug, weet jy, die Achilles wat ek altyd gepraat, was geld my God gewees. Een van my goeie in my lewe, die volkracht was money. The love of money. Geld is fantastisch, geld is great. Geld is nie geld nie in die lewe nie. Maar die probleem was Mornys se goede, een van sy goede was geld. Die liefde van geld gewees. So julle, hoor net hoe mooi is hierdie. Liefde is die grootste krag wat ons het. Liefde, kind van God, as hierdie ding net kan sê tot vandag, nie net in jou kop, nie, maar in jou hart, dat liefde altyd die vrees verdryf. Liefde sal altyd vrees verdryf. 1 Johannes 4:18, there is no fear in love, but perfect and complete full-grown love drives out fear. En die liefde is nog geen vrees nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. En baie belangrik is dat ek al agtergekom het, en ek sê nie dis julle nie, maar jy, as jy met mense in kuier, dan uit 'n plek van lacking maybe a lack of a better expression, sal ek kom en sê, net met julle praat, ja, ek haat dit of ek haat dit. Ek haat daai en daai. Perfecte liefde bring op 'n plek as jy nie meer kan haat nie. Die enigste ding wat ek haat, weet jy wat haat ek vandag? Ek haat die sonde. Ek haat sonde. Want sonde wil my lewe steel. Elke dag. But because I hate sin, and I love Him, He gives me ability to reign over sin. Hoe mooi is hier in Romeine 12:21, do not be overcome and conquered by evil, but overcome evil with good. Laat jy nie weer kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.
Sê gou by wees direk vir ons, dit maklik. Dis nie maklik. Dis eintlik onmoontlik as jy nie 'n verhouding het met Jesus Christus. Jy kan dit nie maak sonder, ek kan dit nie maak sonder. Amen. Hoor hoe mooi sê Johannes 13:35. Hieraan sal almal weet hoe my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Wanneer die liefde van Christus ons vul, verander dit ons. En deur ons verander, deur ons het verander ons ander mense. Ek ontmoet gisteraand 'n tannie Betsy. Sy het 'n eie profetiese skool, baie bekend in Suid-Afrika. 'n ware pragtige kind van God, baie sterk in die area van profesie en so. Ek ontmoet haar, ek en sy sit en gesels en net voordat ek ry en sy sê vir my, my kind, dit was so kragtige boodskap wat jy gebring het en sy brei toe na uit oortree dit en alles en ek kyk haar so en die volgende moet jy gee Here vir my vir 'n woord vir haar. En sy sit so in die praatjies begin te loop, sy sê, weet jy my kind, dat ek kan nie vir jou sê hoeveel jaar laas ek 'n woord ontvang het van God of dat iemand deur na my toe spreek 'n woord van God. Ek sê van Tannie, maar dis mos nie ek nie, dis hy. Hy is dan die dogter. Hoe kan ek stil bly? Ek weet Tannie dra die mantel van profesie wat Tannie kan vir hulle doen. Hoor God se stem en deel dit met mense. Maar ek sit hier, ek ervaar vir Tannie die volgende te sit en sy sê, dankie. Dit bou en stig my. So sien wat gebeur. Dit is so belangrik vir ons as kinders van die Here, want ek dink nie as jy 'n kind van die Here is en jy sit in die dag, het jy nie 'n hart om te gee nie. Kyk nou mooi vir my. Nie 'n hart om te gee nie. Want ek dink ons min plekke in Suid-Afrika wat so gebroken is, wat ek gehoor het, in 'n kwessie van bietjie meer as 24 uur, waar mense in die kerk so kwaad is, dit is weer so kwaad is, oor geld, finansies, hoe gemanipuleerd en intimideer word deur verkeerde strukture wat in plek is. Mense wat my vra, maar hoorie soos Malagi 3 vers 8 tot 12 nie vir daai mens geskryf nie, was dit nie 'n Ou Testamentiese ding in dit nie. Almal vra my, ek sit om die tafel, joep, hier sit 15 herders, leraars, ouens wat maak die mens harte breg in Suid-Afrika, sit ouens wat die goed hart het en almal sit dan kyk vir my en vra my die vraag. En ek sê dan besef, Jesusie Here, wat gaan nie aan? Want almal het hulle eie opinie. Maar die woord kom so amazing weer, wanneer hy sê vir 2 Timoteus 3:16, dat die Here skrif deur God geïnspireer is. Jy kan nie sekere goed uit die woord uithaal wat nou nie pas nie, dit was spesifiek vir daai en daai geskryf nie. Ja, jy lees die woord in konteks, maar weet jy, as jy gevul is met die Heilige Gees, sal God self kom in Levitikus of in Numeri, en hy sal vir die stamregisters gaan, hy sal kom, en hy sal vir jou woord oopbreek in 'n oomblik. Amen. Dat jy sê, ek het afnedigheid in die revelation like that. Want dit kan slegs gebeur as jy gevul is met die Heilige Gees. En jy is leerbaar in die Heilige Gees. Liefde. Mense, ek kan hiervan getuig. Hier kan ek nou getuig. Liefde verander verhoudings. Man. En jou huwelik. Kies eers as jy getroud is elke dag, nadat jy tyd saam met Vader spandeer het, saam met ons spandeer het. Kies om elke dag jou liefde uit te leef teenoor jou vrou, of teenoor jou man, of teenoor jou kinders. Die woord sê dit so mooi in Efesiërs 5:25, husband, love your wives. Seek the highest good for her and surround her with caring, unselfish love. By hierdie familiekamp die naweek in Messina sit ons daar en mans kom na die tyd en sê, weet jy wat, ek soveel jaar getroud met my vrou, maar ek verstaan nie daai wat jy gepraat het oor liefde nie, want my vrou bars uit in trane, en ek sit en ek voel asof al fout is in my lewe, ek verstaan nie, hoe werk hierdie goeders, en dit is so maklik, ek moet ook saam met jou bid, ek vat sy hand, ek sê, Vader, geef hom asseblief, give him the ability to see through your eyes, and to love her with your love. Die volgende oggend kom hy aangestap, ek sit by die breakfasttafel, hier kom die man aangestap, sy naam is Gert. Sy vrou kom om my draai, broer, hoe blink daai vrou. Ek weet nie of sy die rode ingehaald het nie, maar haar hele voorkop, het lyk so 2 sonde op. Hulle, Gert man, is jy reg? Ek sê, broer, na daai gebed gisterand, ek het my vrou gevind. Ek sê, sê nie wat doen Jesus. Ek sê, want nou gaan hy, ek noem het
daai druppende kraan. Jy gaan jou nie alweer met dieselfde storie, sy irriteer my. Dis nie sy. Wie sit in die irritasie? Ek. Want ek sien geestelik ingestel en ek luister na my vlees wat sy sê. En dis waar die probleem kom. Spirit, be led by the Holy Spirit. Mans, julle moet julle eie vrou lief hê soos Christus vir die gemeente liefgehad het om homself daarvoor te gee. In love, the love that we carry within us as sons and daughters of God is always 'n plek van ek sit ander mense hoor as my. Ek wil my vrou bedien met sy liefde. Ek wil haar lief hê met sy liefde. As ek haar lief het en bedien met sy liefde, raai wat, hoe sê ek gaan liefde soek en ondersoek in die wêreld al buite? Want sy kry dit by my. En vice versa. Sien julle hoe die verskil is tussen verkeerde godsdienst en verhouding met God? Verkeerde godsdienst en verhouding met God. In jou familie, eer jou ouers, en bou jou kinders op met sy liefde. Amen. Met sy liefde. Ja, my verstaan ek kind van my nie. Jy verstaan nie, daai kind van my nie. Ek gaan nie verder gaan. Hoor hierso, Efesiërs 6:2. Honor and esteem, value as precious your father and your mother. Eer hulle met wat hoe eer jy hulle? Hoe eer jy hulle? Deur hulle te sien en dankbaar te wees deur God se liefde. Hoor hoe mooi is die Galasiërs 6:2, carry one another's burdens, and in this you will fulfill the requirements of the law of Christ that is in the law of Christian love. Dra mekaar se laste en vervul so die wet wat Christus Jesus ons gegee het. Dit staan in Galasiërs 6:2. En ek dink seker een van die dinge wat ons die meeste mee sukkel is 'n roep tot aksie. Om lief te hê is nie terug te sit en te wag nie. Om lief te hê is om te doen. En dit wat jy sê, moet jy doen. Morehouse het 7 aande lang dieselfde boodskap gebring. En dit was eenvoudig. Weet jy wat die boodskap gewees? God loves you. God het jou lief. Kind van God, dit is tyd dat ons daardie selfde boodskap begin uitleef. Begin deur jou huweliksmaat met geduld en goedhartigheid lief te hê. Begin deur jou ouers met eer te behandel. Begin deur jou kinders met sagtheid en met ingesteldheid te luister as hulle praat. Ek sien in my roeping, my calling, want elke week sit ek by skool, dat ek nou op 'n plek gekom het, en dis nie ek, dis die Heilige Gees, dat ek nie eers meer luister partykeer wat die persoon, die kind sê nie. Ek kyk in die aksie, ek kan sien, die fiddling, die afkyk, die traantjies wat volgende oomblik vol trane skiet, onmiddellik die Gees openbaar God vir my, die dieper seën wat in my kind se lewe is. Daar sit 'n graad 7 meisie by my nou, Dinsdagoggend, by laerskool. En sy is die hele tyd armpies gevou, en jy weet, dan draai sy so, en dan draai sy so, en sy kom my met die oor te kyk. Die Heilige Gees lei my, hy sê vir my, ek gaan vra, wat wil jy word na skool? Ek sê vir hom, wat wil jy word na skool? Hy sê vir my, ag oom, almal dink ek's mal en stupid. Ek like eintlik fashion design. Ek kom so vorentoe, ek sal uit die tafel skep. Wat? Sy gaan so. Ek sê, ek wou 'n fashion designer geword het op skool. Sy kyk my so, oom! Ek sê, ja! Ek sê, die probleem was, toe ek op skool was, as ons getik gevat het, en jy het huishoudkunde gevat, en gesê, jy is die woord 'n moffie, jy het gesê, jy is gay, of wat jy dit mag wees, jy is skeef. Regheid, ek het in die koshuis gewees, maar jy kan nie daar loop en sê, wat jy kom die tikklas uit. Baie ons gaan vir jou moer, gaan jou doodmaak. Speel eers eens wel rugby, wat se fok het jy? Net tik en huishoudkunde. Kry nou nie keer ja, tik en huishoudkunde. En julle lag, maar dit in ons jare, ek bedoel my pa, ek dink my pa sou kon erg gewees het. Hulle het sy ouers hom heeltemal weggegooi, hy sou daar niks gebeur het. As hy by die huis gekom het, ja pa, ek het geleer om 'n melktert te maak hierdie dag. Dis baie lekker, ja. Joe, die prentjie sukkel, ons sukkel met die boerementaliteit.
Maar raai wat? Hoekom nie? Want tot vandag toe, is baie bevoorreg laas om iemand te sit vir 4 dae. Ons is in die mooiste plekke, die most amazingste plekke gewees, fashion houses gewees, Gucci gewees, ek was in Emporio Armani gewees, ek het in plekke gegaan gekyk. Kyk julle girls wat shop, wat like van Zara en so, jy weet, ons Zara is laaggraad. Daar loop in die plek is 4 stories, maar weet jy wat, ek loop maar deur en ek kyk goed en ek sien net, joh, dat is interessant, ons kyk in die materiaal, of wat ek in die materiaal nog goed. Tot vandag is daar so type van 'n ietsie wat ek aan my het oor mooi klere en goed, verstaan jy? Maar wat ek probeer sê, is die meisie sit ons, sy sê, oom, ek sê, ja. Sy sê, oom, lyk nie so nie, ek sê, ek weet het, lyk nie so, maar ek hou nie. Ek begin met al dingetjies te deel, en onmiddellik raai, wat is dit, die aanknopingspunt van ons twee. En sy sê, oom, daar net, en sy sê, oom, weet om wat, ek voel nou lus, met alles in my om dit te gaan word eendag. Ek sê, doen dit. Jou droom moet so groot wees, dit moet jou bang maak. Dis hoe groot jou droom moet wees. Moenie sê, ja, Donatello, dit en dit, en whatever, en jy sê, ek sit my name daar, weet jy wat gaan gebeur? As jy daar boy kom, en mense gaan jou te sê, how did you make the New York run, mates? So you'll say, can I tell you, his name is Jesus. What does JC stand for on all your branded shirts and your skirts and whatever it might be? It stands for Jesus Christ. Amen. Jy sien, dis die probleem. Ornay, ons pastoor was in Londen gewees, en hy het al die fashion huis ingegaan. Ja, ek gaan oor die duisternis en die donkerte is, wat die Here my invat, man. Ek het ons vertel van die keer, wat die Here my gevat het na baie jare, want ek kom in vir 'n land, ek gaan nou, jou skaapboot gaan nie brand, nie worry nie, maar ek voel ek net geleer deel, ek dink ek het al seker so 5 of 10 keer gedeel, maar vir die mense wat nog gehoor het nie. Baie jare terug, rugby coach, gaan ons af Kaap toe sit in George, seuns is klaar geboek in die koshuise, en die manne, so 'n week sê vir my, hulle wil 'n draai. Jy weet, die draai beteken, hulle moet die pubcrawling doen. Wap. Nou kyk hulle om vir my. Raai hoekom? Designated driver. Ek waar nie, ek weet jy is veilig, ek wil rondry. Ry, ek stop reg agteruit in die hoërskool in George, en ek laat die ouens uitklim, en ek wil wegtrek, Here sê, hier sê ek, stop. Ek dink jy net kyk dat die ouens nou veilig is, en ingaan. Dit is groot mans, maar hulle hartlik daar. Ek stop, wat sê ek nou, ek wil weer, en jy sê, stop. Sit of die karre gaan in. Juist, maar kom. Ek rebuke die gees. Bagges en alcohol en daai, en die goeders waar daar ingaan. Jy is maar kap om, ek kap daai gedagte. Dis van die duivel of sy sit daar, dis bad, man, ek kom my na wêreld. En die Here bevestig vir my 3 keer, hy sê, jy gaan vandag ingaan. Toe ek instap by die plek, hy sê, my gaan reguit daar toe, gaan vra jy vir 'n cream soda met 'n strootjie. Nie 'n dop cream soda, ek praat van 'n botteltjie cream soda met 'n strootjie. Precisely, he shows me exactly what I need to do. Ek gaan op in, hy sê, hey bro, it's okay John, it's special, dit, en alles wat hy sê, onthou ek, en dit was lekker. Maar het was bad. En ek kyk om so, ek sê vir net John, net 'n lekker cream soda met was, maar kyk nie so vir my, so jy wil weet, is my kind of my vrou som, die ou kan nie, gee my daar, van my botteltjie. Ek loop in die bar, ek gaan staan met 'n klomp coaches, yes, die kom ander skole se coaches, loop ons ken baie, ons ken mekaar onder mekaar, staan kuier saam, ek het nie 5 minute gestaan nie, kom daar, dit lyk groter as ons nagmaal bediening, kom daar skipbord op met shooters, en ek staan so, en 2 van my groot honde staan langs my, en hulle sê nie, dit is vir almal, hulle sê vir my, julle kan vir julle kry, julle kan gin en al myne vat, ek is maar nog gooi, dit gooi. Needless to say, die volgende dag het ek weer 1 keer gegaan na die aand. Hulle my gebel en gesê, hulle gaan 'n bietjie vroeg toemaak. Gaan haal ek hulle weer. Maar daai keer het net ingegaan, hulle gehaal, saam met die kar geklim en huis toe gegaan. Op pad terug huis toe, ons stop by George Lughawe en ons klim van die bus af in die vliegtuig, is daar 'n plek langs my oop. En een van die coaches, 'n jong coach, kom na my, en sê vir my, môre as is, wat sê ek hier by jou sit? Ek sê, yes, sure man, kom sit langs my. Toe ons in die lig is, draai my, en sê vir my, môre as kan ek nie goed iets vraag?
Hoor nou so. Hy sê, ek check jy nog die hele toer. Jy was by 2 bars ingewees saam met ons. Maar as jy nie een keer gesien, rook of drink nie, doen jy dit nie. En die Here sê, my is 'n geleentheid om met hom te deel. Ek draai hom terug en noem sy naam, ek sê, kan ek my storie vertel? Hy sê, asseblief. 'n uur 45 minute later, ek weet nie presies hoe lang vlieg nie, kom ons terug in Joburg, ons loop in Overton, daai lang, jy weet nie, kom ons daai strip wat jy so vinnig, jy staan so, dan gaan jy ons verby. Hy move so. En ek en 'n man staan op baie ding, en ons praat nog al die tyd, en ons van die maatjie so af, en ons loop op die grond, so sien ons, al die seuns is klaar om die draai, hulle is klaar om die draai, en hulle loop om die draai, en hy draai met my toe, en hy kyk my so, en hy sê, Moras, ek weet, ek ken vandaag, ek sit van die drank, ek was ons rede gewees die keer, hy sê, maar ek wil nie meer so wees nie, hy sê, kan jy my help, ek sê, weet jy, ek kan jou nie help, maar ek kan jou voorstel die ene wat jou kan help, en sy naam is Jesus, hy staan hier, jong man, ons vat hande, net daar in die gang, met hom met Jesus Christus, luister vir my, vandag is hy coach by Garsfontein, ons speel 2 maande terug, 6 weke, 8 weke terug, speel by Garsfontein, ek staan daar, ek loop, ek draai my rug, ek hoor Moras, ek kyk terug, ek staan hy, met sy vrou, met sy 2 dogtertjies los. Deel van die gebed was gewees, aan die einde sê ek vir hom, nee my brother, sê ek moet jou hartsbegeertes in die Here openbaar. Die Here wys my, jy is eensaam, jy is my snikkeil, hy sê, jong, ek is so eensaam, ek weet nie wat om te doen, en so ek sê, wel my chommies gaan drink ek hier uit. Hy sê, maar weet jy, ek sal doen, ek sê, weet jy, sal doen, wat jou hartsbegeer? Hy kyk af, en Here wys my, hy is met minderwaardigheid. Bid vir, weet jy wat, hy sê, ek het 'n girl, 'n blonde koppie wat ek in die oog het. Ek love hom, maar ek het nie die guts om toe te gaan, en ek kan altyd 'n consider guts dat ek dronk is. Hou ek met wat jy. Hy sê, ek wil nie meer so wees nie, maar wat gebeur? Hy gaan huis toe, kind van God, begin met hom te chat, begin uitgaan met haar, hulle bel aan my en sê vir my, Pieter, ek gaan nie glo wat nie. Ek het my girl ontmoet, sy is nou my verloofde. Ek en sy wil deur Pretoria toe vir jou iets vra. Ry al die pad terug deur aan 'n monument. Jy weet monument daar naby die Diner, dis die hoogste punt in die dorp, so dis die Bootdorp, okay? Dis waar ek kom. Sorry, Harry. Harry is al onder in die dip daar by Makiti, hulle is daar. Ons is nog steeds nie veel. Kyk, moenie boos raak. Maar moes dit net nie gebeur. So ons is daar monument door, hulle kom van Pretoria af en hier stap hy en sy in, sit aan my bidkamer. En hy kyk my so, hy sê, my Moras, ek wil baie groot guns, so hy sê, dit is ons een groot voorrecht wees as jy ons goed bring. Ek sê vir hom, John, dit is hulle voorrecht wees. Ek trou hulle, bel my, sê vir my met, hulle is verwachtend, en ek die later dat weet die mense spelen. Ek staan 'n paar jaar later by Garsfontein, ek hoor my naam toe, ek staan hier die perfecte print van God. That's what God is. Hy kon kies daai dag om te sê, man, Moras, ek bly vir jou, bly jou lewe vader met al jou gemors. Maar weet jy wat, ek gaan net nog so bietjie aangaan. En ongelukkig kan ek met hom geconnect het, want dis wat ek in die Here gedoen het. Vandat ek was 19, staan ek hierso, waar die Virgin Active nou is, of die Virgin is, was nie altyd Virgin, dit was die helft van die racket gewees, die regte Christdorp is al weet. Dit was helft van die racket gewees, en dit was 'n skaatsbaan gewees. Ijskaatsbaan. Nou, ek het gewerk by Half en Racket. Gestaan met my wit wolfhempie, met my wit broekie, wit takkies, daar staan jy al met machinerie. Sy help gou iemand op die treadmill, help gou iemand op die Camel cycle, hardloop gou daar skoon, hy is uit terwyl hy pushdowns doen, personal training gedoen, al die goeders. As ek daar besig, ek gaan staan so eendag daar, dis peak hour man, dis 6:30, 6:30, dis girls en ouens, en een ou is groter as die ander ou, en een girl is anders as die ander ene, en ek staan nou daar so. Ek dink ek hiermee. Staan ek daar die volgende, en ek kyk ek tik op my skouer. En ou staan daar, maar ek sal nooit vergeet, is dat potblauw oog gehad. Met so'n prachtige sersant snor. Weet jy, tol maak is voor. Hallo. Hallo. Zeg, is dat een mooi snor, maar. Nee, Thijs, dat is nie een mooi snor, die daai het een mooi snor.
En hy kom so na my, en hy sê vir my, goeie dag, en hy kyk so op my, hier so op my kant, so my wolfie staan op my naam. Hy sê, Morney, en ek gaan net vir ietsie sê. Ek toch nie sê, jy is soos ek in die advies, weet, my staan nou daar, die ander is lekker gepomp, jy weet, jy is nou personal trainer. Hy sê, kan ek gaan vir ietsie sê? Ek sê, ja, hy sê, kom nie gauw by my, ek staan so by my, hy sê, hy kyk eens om my, hy sê vir my, Morney, dis die tweede keer wat ek hier by die gym kom. Ek is die eerste keer ongehoorsaam gewees, maar vandag vir jou sê, ek is dit wel vir jou gesê. Hy vat sy vingers, hy kyk eens om my sê, Jesus is baie, baie lief vir jou. Dis al wat hy sê. Tannie, dis al wat hy sê. Hy sê my in my oor, Jesus is baie, baie lief vir jou. En hy sê dit vir my, weet wat gebeur? Dit drop in my gees hierso. En ek voel ek wil breek. Ek voel ek wil begin huil. Ek verstaan nie wat my aangaan. Maar ek staan so en kyk om so, dan gaan hy so, so ek moet net so af. Ek sê nie, kyk daar, Jesus maak so gemakkelijk. Hoekom? Lig en duisternis. En so het ek aangehou, ouers wat bid, ouers wat gebid het, dat ons gesjaal het met liefde vir my mens, het al aangehou bid en bid en bid. En dan kom ek op 'n plek en praat met my oor die Here, ag nee man, weet jy, ek gaan so 1 keer die jaar kerk toe daarom. Dan so 1 keer die jaar kerk toe. En my mindset was gewees, ek sal eendag as ek ouer is, sal ek nou so radical daar, want ek is 'n Christen. Dit is my mindset, ek is 'n Christen. Tot daai oomblik, een dag in Augustus 2000, when I had a love encounter with love himself. His name is Jesus. Julle lewe Paul omgedop. Jou omgedopte lewe totaal. Dat mens nie kan wie jy is nie, Paul. Omgedopte lewe. Nie meer ek het lewe nie, maar hy het in my lewe. Oom, ek het 'n woord vir vanoggend. Terwyl thuisbid gestaan ons so vooroor en maar die stoel vas. En ek het vir hom sê vandag, die Here is nie klaar met hom, hoor. Die Here is nie klaar met hom nie. Oom gaan nog 'n groter impak maak in die liggaam van Jesus. Oom dra iets in hom se hart wat mans moet hoor. Ek ken hom van nêrens af. Ek het myself kon voorstel vanoggend in Nomere, maar ek het gesien, ek sien in hom se hart, oom dra iets in hom se hart wat mans moet hoor. En op grond daarvan, waar ook al geplant is, of in 'n kerk is, of by 'n mannegroep is, vra die Here om dit, om die vrymoedigheid te gee. Om net te sê, man, ek weet graag ietsie sê, want deel om net, Here gaan vir wys wat dit is. Maar ek weet, daar's 'n storie, daar's iets wat kom in ons hart dra, wat mans moet hoor. En ek wil vir oom vandag dankie sê, dat oom vandag, en ek expose oom nie, ek kom nou nie om te verweer nie, maar ek wil hom dankie sê vir ons so pak klere wat oom. Want dit is oom se verhouding met Vader. It's lacking in the body of Christ. Ons kan nie die Here tevrede stel met, ek sê, om altyd suits en mooi klere aan te trek. Maar Vader kyk na ons harte oor. Hy kyk na ons harte en ek vra elke sondagoggend, elke sondag en sê, Lord, ek gaan staan actually voor die spieël en sê, kyk ek op en sê, Dad, all I want you to do today is let your glory shine for me. Kan ek net vir jou verteenwoordiger wees van die koninkryk van God? En ek kan vir hom sê vandag, dankie, daai behaag, Vader, want oom doen dit vir hom. Oom doen dit nie vir 'n kerk of instansie, oom doen dit vir hom. So ek bid vandag in die naam van Jesus vir vrymoedigheid. Ek bid vir freedom of speech, om sy kakebeen sal losraak en hom sal deel met dit wat God in ons hart geplant het. Wat is julle koneksie? Soms is dit vir is so groot straat. As jy sê ek ervaar iets vir jou regtig dat jy jou man se hart so mooi beskerm word. En ek sê vandag en dit is ook normaal om einde se woorde seel by hom, dit is die waarheid, dit is die luister my lewe ook. As ek vandag hoor ek moet Kaapse Flats toe gaan, ek gaan bedien vir 'n week, gaan ek definitief vir Kobus en vir Tuis en my pa nog wil sê, so die bid vir my intercessie ons die leierskap van die kerk. Maar nog voor dit, my vrou, if my wife, sy weet nie dat die sy sien my, gaan ek nergens nie. En ek vir wie net sê, jy beskerm die man sy hart baie mooi, daarom is, that's what God wants, hy, jou man werk hard, jou man probeer, asseblief, just have a little bit of grace. Ek is besig met goed van Diamond Thompson, en dit is goed wat ek nie gaan staan en opsoek het, en dit is goed die hele dag begin sit het, en saam met Diamond Thompson, kom Amerikaanse ouens en goed is besig om my hart te settle van hoe die moderne kerk gekom het om mans af te bring op die plek van, weet jy moet om in die kerk sit,
en jy moet huil vir elke dingetjie wat gesê word, en jy moet so, jy weet, jy moet die sagte ou hartjie hê van wat baie mense, wat baie mans sê, goed, dis nie die waarheid nie. God het in ons warriorskap geskep in jou. Daar is iets wat hy in jou wil hê, die tyd vir die man om to rise and shine whose light has come. Soos jy op die golfbaan is, of jy is in die gym, of jy is in die jagveld, of jy vang vis, of jy is, wat ook al jy doen, dis fijn, jy kan dit doen. En so sê ek nou vandag challenge, ek weet jy, dat miskien kwaad wees vir my, maar weet jy wat, raak jy bietjie rustig, en begin bid, en vra die Here, dat hy vir jou wys, want ek het ja nie die grootste fights gehad, jare terug, oor 'n simpel ding soos jag. 'n Simpel ding soos jag. Want ek het gedink, sy haat jag. Maar omdat ek nie met haar reg gekommunikeer het ek en sy mekaar nie reg verstaan. En een massiewe uitbarsting, waar ons altyd ons gesê, draai wat, en die hele saak omsettel. Ek beloof jou vandag, daar, ek kan nou toe gaan. As ek van nou sê, hoorie, ek ry 12:00, ek gaan vir die week dag, ek is Saterdag terug, ek skryf terug, en sy my blessing sê kan. Dis wat die Here doen. Maar die sien verskil is nou, ek weet ook wat maak haar hart tik. Dit gaan nie oor selfsugtigheid van heeltyd my wil nie. Man, daai vrou van jou sal hare wil gaan doen, sy wil gaan koffie drink saam met haar beste vriendin. Allow it man, hou op so jaloers te wees. Verstaan jy, mense, hier is praktiese goed wat ons mis, ons praat oor al die geestelike goed, maar wat van die praktiese goed, en dis dat ek gesien het, ek sluit af met dit, en Messina, die mense sit en ek noteer die woord vir my, hulle doen al die goed, maar as ek kyk na die vrug, en ek kyk na dit wat byna uitkom, as hulle sielste mense is deur mekaar, hulle het nie die antwoorde vir die praktiese manier, as ons sit 'n vrou van my gister, haar naam is Sabentha, sy sê daar, sy sê vir my, sy gooi my nog artikels, sy sê vir my pastoor, ek sê vir ja, sy sê ekskuus, ek weet jy het gesê jy moet nou ry, dis 8:00, ek het vir jou nie gesê ek ry 8:00 gisteroggend, sy sê asseblief kan ek net gou 5 minute van jou tyd hê, ek en sy gaan sit alleen op die stoep, buite by die mense se huis, die kamp is net agter hulle grond, so 'n massiewe groot wildsplaas, sit ek en die vrou, die kinders speel op die gras saam met ons, en die massiewe groot bome, en ek en die vrou sit op die stoep, sy sit daai kant van die tafel, ek sit die kant van die tafel, raai wat, ons kyk 2 ure, ek ry is 10 uur daar, weet wat vra sy my? Praktiese wenke, praktiese sleutels, van hoe moet sy haar man lief hê? Wat doen sy met haar dogter, wat 'n depressie haarself toesluit in die dag, wat jy die kamer uit wil kom nie? Hoekom sukkel sy, wat so lief is vir die Here, dat sy partykeer so kwaad word by die werk, by die skool, dat sy voel, sy sê, môre, ek sien hoe wurg ek daai kind. Praat ek die waarheid daar met sekere onderwyseresse en onderwysers. Nou ek weet ek is nie geroep as onderwyser, want ek het gesien vir 1 uur en 'n half, of 1 uur en 45 minute, of 2 uur op 'n rugbyveld, so ek kan kind wurg. So dit is regte beroeping, sosie, om skool te gee. Maar hier is die ding, en hierdie vrou sit hier so, en sy vra, weet jy wat? En die Here kom, die Heilige Gees kom deur 'n kuier, fellowship, kom my gee vir jou. Sy sê, ek het nog nooit die goed so verstaan nie. Ek sê, want weet jy wat is die probleem? Hoe lees jy die woord? Met wie jy interaksie? Hoe do you surround yourself with? Waar deel jy, waar ontvang jy, wat gee jy, wie kry jy, met wie spandeer jy tyd? Hoe is jou hoofwaters, die waters in jou hoof, is dit besoedel, is dit vrot, is dit soos 'n dooie klomp water wat al lê en die muskiete is, of as jy helderheid van verstand, jy het helderheid van verstand en jy word geïnspireer deur die Heilige Gees. Lê hand op, ek staan op, sy sit op haar stoel, ek loop agter ons soos Eugene op die baie kring. Die Here sê, my vat jou hand, en sit jou hand nie daar nie, sit jou hand net bo op haar kop. Ek bid vir haar gebed, salwing van die Here kom raai vrou. Sy stuur my terwyl ek ry, hy stuur my die voice note, sy sê, pastoor, ek kan nie glo nie, ek voel soos 'n nuwe mens, nou die Betsy volk bedien daarso, ek kon alles verstaan wat sy sê die eerste keer in my lewe. Ek sê, dis wat Jesus doen. Jy hou jou fokus van my en van pastoor en dominees af, jy kyk na Jesus. Hy is die ene wat dit doen. Mense, begin in oorwinning deur die krag van sy liefde te oprecht. En staan uit hom. Staan uit hom. Maar jy verstaan nie my vrou of my man nie. Jy verstaan nie my kinders. Daar is iemand wat hulle beter verstaan as jy, en sy naam is Jesus.
sien, hoor, luister. Moenie met 'n voorafgestelde idee sit en dink, wat gaan my kind nou weer vir my sê nie. Sit en luister. Hoekom moet jy nou so reageer? Hoekom moet jy so gepraat? As jy nou ooit miskien vir hom of haar gevra het nie. Die volgende keer hierdie kind sê, mama hoor my, die papa hoor my, as ek met julle praat. Verstaan jy? Through his eyes, and through receiving through his grace and his mercy. Kom ons sluit ons oor om dit te som. Here Jesus, ons loof U vanoggend dat U soveel krag binne in ons gesit het. Die krag wat Paulus van praat, is die dynamus krag, the dynamite power that you've placed within us as your sons and daughters. En daai dynamus krag, dit wat dit dryf, is liefde. Dankie vir die groot liefde wat U vir ons het, Abba Vader, dat U seun vir ons gestuur het. En Vader, ons gebed vanoggend is dat ons in alles wat ons doen, in U liefde sal wandel. Help ons om ons vrouens, om ons mans, om ons kinders, om ons werkgewers, om die mense in ons lewe en saam met ons wat saam met ons lewe, met hulle die liefde van Jesus te deel. Vader, my gebed vanoggend is dat ons 'n refleksie sal wees. 'n Refleksie van die liefde sal wees vir die wêreld daar buite, wat vra en vra het, want die wêreld daar buite is stik. Die antwoord is nie in regerings nie eens in presidente. Die antwoord is Jesus. So we declare the name of Jesus over this fellowship. We declare the name of Jesus over Kroonstad en Rodepoort en al die surrounding areas. Ons spreek dit eintlik nie oor ons provinsie, maar vandag oor ons land en oor ons wêreld. Ek luister die week 'n beautiful teaching van 'n magtige man van God wat ook sê, hy sê, om te dink through all the billions of stars that God has created. Die biljoene sterre en die sterrestelsels en man, die hele skepping, om te dink dat hy kom na die aarde toe en hy blaas sy asem, sy gees binne in ons. En dan daai asem wat hy binne ons geplaas het, kom daai mense vir wie hy so lief is, sy seuns en dogters en raai wat doen dit teen hom? Hulle rebel teen hom. Yes, Here, asseblief alre berei uit ons lewens uit. Help ons om leerbaar te wees aan die woord en aan die gees. Ek wil vanoggend bid, as jy sit, dan gaan jy nie vorentoe, dan gaan jy vir my hand opgesteek, as jy sukkel in die area van liefde. Jy sukkel in die area van liefde, soos wat die Here wil ons met liefde. Steek jou hand op bid ek gesond. Jy weet vinnig hand op. Thank you, Jesus. You see these hands this morning. My hand is ook opvolging. Ek sê vir Here, dis nie 'n performance nie, dis nie 'n plek van, wow, ek het vandag reg gekry, dit raak 'n leefstyl. Give us the ability, sweet Holy Spirit, om te weet that love conquers all. Help ons om mense reg te hoor, met hulle te praat en te discern wat op ons pad kom. Baie dankie Dad dat U ons word so bederf het met ons worship, met 'n woord vanoggend. Mag ons die woord wat ons ontvang het nie net ons harte gaan leer nie, maar mag ons dit bepeins en uitgaan die week en van vandag af net gaan uitleef. Dit sal julle geken word, hoe jy mekaar lief het. So Lord, please give us your love to love all people. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ek bid Vader dat U ons sal seën met 'n bewaring beskerming die week wat voor lê. Dankie vir ons kinders wat in die laaste week in die kwartaal ingaan. Dankie vir die tekenante wat klaar geskryf het. Ek bid ook vir die mense wat miskien van Vrydag se kant op op vakansie gaan. Ek bid ook vir die mense wat vandag terugkom van vakansie, want ek weet Woensdag is vakansiedag gewees en 'n paar mense in ons gemeente is op pad huis toe vandag. Ons bid vir reisgenade, ons bid vir beskerming oor huise, oor voertuie, oor alles wat U vir hulle het toevertrou. En ek bid dat U ons sal ryklik seën in die week wat kom. Dat ons nie onsself sal skaam vir die evangelie van die goeie nuus van Jesus Christus. Ons loof en ons prys ons aan bid in Jesus naam. Ons almal stem saam en sê amen. Amen. As I often do, but every song must end, and
praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside.